alles is in die keller wat in die keller moet wees. So. Okay, nou moet julle die goed dophou. Ja, nee feite, nou moet ons dit probeer drinkbaar maak. Sê vir my, bly jy nou sommer party aande daar by die drywe of hoe werk julle dit? Nee, hier is, die plaas het akkommodasie, maar Ja. nee, ek ry heen en weer. Dit werk makliker vir my. Ek hou maar van my eie bed, so werk makliker en is maar net skedulering en beplanning en al daai dinge. Dan Ja. kan dit maak werk. So dit werk Ja. nog vir my op die stadium. En ons produksie is nie so baie nie. So dis alright. Doenbaar. So sê. Okay, sê vir my, nou lyk die drywe? Die oes lyk goed. Dit lyk baie goed. Ja, dit was 'n later oes as normaalweg vir almal in die bedryf. Met 'n redelike bottleneck in die middel en nou die seisoen gedraai. So ek weet die Stellenbosch ouens is nog kwaai in die gang, maar ons is redelik nou weer terug. Die seisoen trek homself hier in die middel, trek hy homself weer reg. Op tyd wil ek amper sê. Maar die kwaliteit lyk goed. Dis heel optimisties positief. Ja. Ja, ek bly vir jou onthou. Sê vir my, hoeveel hektaar het julle onder wingerd daar? So hier is heiliglik so 40 hektaar onder wingerd. Dis 'n redelike groot plaas. Die plaas is 1000 hektaar. Maar hier's vrugte en hier's olywe en alles, maar ons fokus going forward gaan net wingerd en olywe wees. En dan is die ontwikkelings wat moet plaasvind, maar die missionering deur te kry is iets verskriklik en is nou al 10 jaar aan die gang. As dit van die grond af kom, dan gaan dit baie fondse inbring vir die plaas en positiewe goed. Die probleem is die munisipaliteit is TWK en hy verander van DA na ANC omtrent maandeliks, weekliks, soos wat hulle moties indien teen mekaar en met die gevolg geen besluite word geneem nie, niks, absoluut niks. En hy's onder kuratorskap, hy's bankrot. Ja, dis nog die ergste. Nee, ek het mos in my vorige lewe was ek 'n stadsbeplanner, so ek weet hierdie prosesse van hersoenering en die frustrasies en daai goed. Dit was in ons dae baie eenvoudiger, want jy het sommer direk 'n ja of 'n nee gekry. Deesdae laat hulle jou in hierdie prosesse en ons hoef nie al daai goed deur te gaan het om die impak van 'n ontwikkeling op die omgewing. Was baie mak. Jy weet, dis nie hierdie lange professionele ouens wat jy hoef aan te stel om al daai werk te doen nie, jy weet. So ja, in elk geval. Ek dink terwyl van die rekord, ek wil net vir jou sê, ek neem hierdie gesprek op want ek gaan dit later net neerskryf so in Engels vertaal, om wat ons onttrek 'n sekere deel daarvan of alles, ons sit dit in 'n summary en dan sit ons 'n klomp goed bymekaar, so daar gaan niemand se goed gaan individueel geïdentifiseer kan word aan die einde van die dag nie, jy weet. Maar so dis maar net om julle enigiets wat ons sê wat vertroulik is en so en wat nie aan ander mense se ore of waar ook al sal land nie, jy weet. Nee, wat daar's nie pyn nie. Ek hoop ek kan waarde toevoeg want dis hogere tale hierdie vir my. So. Nee, ek dink ek het nou al 'n bietjie van die ander mense ook gesels en ek sou vir jou maar deur die proses vat want daar is goed wat uit die aard van die saak wat niks met jou eintlik te doen gaan hê nie. Jy weet wat dis goed wat jy weet soos NFT's en die goed is goed wat almal oor praat heel waarskynlik of praat in ander lande, maar die enigste land in die wêreld wat werklik die goed gebruik is Frankryk, jy weet. Nou weet ek nie na Augustus se aankondiging van 200% tariewe bo op Franse wyn of hulle nog gaan
of daarna gevraag na na Franse wyn in Amerika gaan wees nie. Die ironie van die saak is dat dis alles so klomp geraas wat hulle maak. Die maatskappye wat daai Franse huise besit, is almal globale maatskappye en die Amerikaners het aandele daarin. So dit is alles net te geraas. Maar ja, mens is dis 'n redelike sirkus om nou te sit en aanskou wat aan die afspeel is. So. Ek het gisteraand presies daai ding aan gesit en dink, nadat hulle dit sê, toe dink ek maar, jy vat nou hierdie Franse, jy het nou ervaring aan jou lyf gehad van die Franse maatskappy, wat baie groot is, wat nou Netlingshof gekoop het, né? Daai ouens kan eintlik nou seker van Suid-Afrika al wyn uitvoer, jy weet, maar nou, okay, hulle die brands, wat hulle Grand Cru brands en daai goed wat hulle sou hê, ek dink die Amerikaners wag seker daarvoor vir hulle, jy weet, want dit kan eintlik besmaak, kan eintlik maar net uit een plek uitkom. Dis absoluut waar dit gaan, maar die ander kant van daai muntstuk is dat die ou wat 'n paar €1000 vir 'n bottel Petrus kan betaal, gaan nie hy gaan haal hom. Dit gaan hom nie regtig pla nie. Maar dit is presies wat daai maatskappy wat Netlingshof gekoop het nou, hulle is glad nie op die luxury mark nie, hulle is op die goedkoper mark, heeltemal. Hulle het 'n wettige kanaal gesoek om wyn uit te voer Rusland. So in die jare wat ek nog daar was, het ons bittervaie, het ons 12 containers uitgevoer Rusland. So dit is maar alles maar net oorverblind. Dis is maar net 'n geraas eintlik. Jy weet die wêreld het so die mekaar geraak. In elk geval, ek dink ek gebruik die woord nou deur mekaar geraak in terme van hoe eenvoudig dit in my tyd was, jy weet. Maar ek wil jou net gou 'n storie vertel. Ek sit gisterand die op BBC en kyk, toe staan die ou wat die woordvoerder van die Franse uitvoere en goed, is 'n dokter, dit klink so, hy klink of hy so 'n Portugese van het, maar hy seker 'n Fransman. Toe sê hy kan nie verstaan nie, hierdie gemors van die aluminium en die staal, hoekom hulle in die wynbedryf ook nou daar as gevolg daarvan moet ly, jy weet. Toe dink ek aan die storie van, jy ken die storie van die 3 varkies en die wolf, jy weet, hy het mos hulle huisie probeer pla, en dan in die moderne weergawe, dan kom Rooikappie op 'n kollok mos aan, en toe dinge nou begin skeefloop, toe sê hulle mos vir Rooikappie, sy moet of, want sy hoort in elk geval nie in hierdie storie nie. Dis presies wat daai ou gestap is. Dit was so kostelik geweest, né? Ek het dit so geniet, jy weet. Dat hulle beklei, maar los het ons wynhouers uit, jy weet. Wel, dis presies dit. Dit is presies dit. Jy weet, ek wil net gou die ding voorgaan haal, so 'n bietjie oor jou eie verloop. Jy het wanneer het jy op Stellenbosch klaar gemaak? So ek het begin in 1994 en ek het klaar gemaak in 2000. Ek het klaar gemaak. En wat was jou eerste plek wat jy wyn gemaak het? So my eerste plek was in by Baarmakersvallei in Wellington, was ek so van 2001 tot 2003 toe gewees. Dit was my afskop gewees, En in daai tyd het ek vir 2 seisoene in Amerika gaan werk ook, by Kendall Jackson, wat 'n groot groep is. En toe Julie 2003 het ek begin by Netlingshof. So jy was 'n lang tyd daar by Netlingshof. Netlingshof was ek oor die 20 jaar, 20 jaar plus gewees. En toe het ek ek is nou hier 'n jaar en 'n half is ek by Wildekrans. Is dit jou tweede oes nou daar? Dis my tweede oes. Ja, jy het en jy was op 'n stadium, jy was voorsitter van die Pinotage vereniging, né? Nee, Beyers is voorsitter, ek is ondervoorsitter. So ek is nog steeds die ondervoorsitter. Beyers is die voorsitter, Luister, Beyers hulle kry hom goed gedoen, hè.
Dit lyk of dit mooi loop daar by hulle, né? Dit doen, maar die lekker ding vir hom is sy hande is los. So sy Ja, span is invested. Sy seun het die wynmaak oorgeneem en Bani kyk na die somme. So buyers kan absoluut net bemark en rondgaan en dis wat hy goed doen. So dis die ideale mix wat jy wil hê. So dis great. want jy daai gesig wat goeie reputasie agter hom ook het. Maar wat ek moet vir jou sê, wat hulle ook reg kry is, hulle kry iets reg met Pinotage om dit so sag te maak, wat ek weet nie wat hulle doen nie, of dit maar nou net die Boelan Kutse sê mos, hy het 27 keer chemie 3 herhaal, tot hy deurgekom het. Hy sê nee, op sy ou dag kan hy nou met alle erns erken dat hy het chemie het later vir hom in staat gestel om absoluut goed met wyn te doen, wat jy nie normaalweg net uit jou kop uit kan doen nie, jy weet. Ja, Hy daai proses begin. Nou, ek weet nie wat by eers hulle anders doen nie, maar ek het nou die voorreg gehad om van daai hond van hom, wat is die Diesel. ding se naam? Diesel. Van daai goed te drink, en selfs van die ander, jy weet, net boek aan sy gewone house brands en so aan, daar's 'n sagtheid wat hy daaraan reg kry, wat ek nie heeltemal verstaan, jy weet, hoe hy dit reg kry nie, maar in elk geval, julle ouens weet, maar ek dink die hele Pinotage beweging in Suid-Afrika, die kwaliteit wat nou daar is nie net meer Beyers en Kanonkop en so, daar's baie goeie Pinotages. ja. En ek moet sê, wat is die hoofrede daarvoor, dat dit, kyk, dit smaak anders, dit weet, baie beslis, dis baie sagter as die tradisionele een. Ja, wel dis eintlik baie goed om dit te hoor, want dis presies wat die Pinotage Assosiasie se doelstellings is om dis drieledig, om kwaliteit van Pinotage te verbeter. Dis die deel van hierdie kennis van as iemand soos 'n Beyers iets reg doen om daai kennis te deel met die ander Pinotage produsente en dan om die brand te bemark en te verkoop. So dis maar die drie pilare en alles begin by die grondvlak, om daai kennis wat jy het om 'n beter wyn te maak, te deel met jou produsente. En ons het baie lank, of die tydjie wat ek al by betrokke is, die assosiasie is in 1995 gestig. Ek het in 2001 het ek aangesluit, toe ek by Waarmakers was, Chris Sean se pa was nog daar, Chris Roux was my baas gewees, so hy het my daar ingekry. En van daar af tot vandat ek betrokke is, het ons regtig bitter baie geld agter navorsing gegooi. Ek bedoel, dit klink nie baie nie, maar vir 'n wine tech of 'n universiteit om elke jaar 'n M-student te sponsor met 'n 50 of 'n 100,000 rand, kan 'n aansienlike verskil maak. En daai kennis, dink ek, kom nou terug. Byvoorbeeld, jy het verwys na wat maak die wyne so sag. Ons het die sweet spot bepaal in terme van alkohol, wat jy weer kan terugwerk, hoe ryp jy min of meer jou druiwe moet pas. Watter tipe giste jy kan gebruik, watter temperatuur jy moet ingis. Die basiese goeders wat vir 'n gewone wynmaker van waarde is. En al daai goed kom terug. So daar is 'n soos die Engels sê, 'n common thread wat hardloop. En as jy binne daai bande bly, dan behoort jy 'n relatiewe goeie wyn te maak, of 'n aanvaarbare wyn. Die ouens wat ons ding so bietjie te mekaar gekrap het, is die koffie ouens. Die koffie Pinotage wat eintlik die ding kom. Ek het toe ek by Waarmakers was, het ons 'n wingerdboukundige gehad, Driekus van die Westhuizen,
Hy het by Elsenburg klas gegee, nou hy het gesê die besigheid is verhoereer. So nou, nou Ek sê ek dink die koffie besigheid het Pinotage bietjie verhoereer, maar jy kan die koffie gedeelte is bloot net te veel hout bysit en jy gee 'n tipe smaak aan Pinotage, maar jy kan dit met Cabernet doen, jy kan dit met Merlot doen, jy kan dit met enigiets doen. So ons probeer baie hard om die koffie gedeelte af te skud, maar gegeewe dit het ook 'n klomp mense op Pinotage gesit. So mense met dis 'n fyn lyn. Maar die koffiestyl Pinotage is aan die uitkwyn. Dit is definitief aan die minder raak. Hulle is bitter min. Kyk, jy gebruik die woord wat hy gesê het verhoereer. Ek vind natuurlik daai koffie Pinotage kotswekkend, jy weet. Want dis daarom nie regte lyn daai nie, jy weet. Party van daai ouens het waaragtig hy goed is soos koue koffie, jy weet. Dit is en dan daarmee saam maak hom blerrie soet. Dit is soos wat jy 'n iced koffie drink. Almal dink iced koffie is ys met gewone koffie, maar daar's 'n halwe blik kondensmelk in, so dit is alcohol gesond. Ja. Dit is maar. Ja. Okay, so weet jou wêreld is as jy dit sê jou primêre belangstelling, ek bedoel ou kan dit nou nie altyd daai ruimte dat jy net dit kan doen nie, maar as jy sou kon sê jy op Pinotage 'n baie groter deel van jou energie en aandag wou toegespits het, né? Ja, ek dink so, want Pinotage was nog altyd deel van my wynmaak ervaring. En dis 'n behalwe die trots ding, dit is 'n deel van ons erfenis. So ek is maar sentimentele ouetjie. So ek hou daarvan. Ja, want ek wil net vir jou iets sê daaroor. Ek het nou onlangs met iemand gepraat oor Pinotage. Jy weet Pinotage, omdat dit die enigste werklike Suid-Afrikaanse wyn is, né? Okay, ook miskien Chenin Blanc ook, jy weet die manier van veral hoe hulle daar's vandag 'n paar goeie Chenins ook, maar Pinotage, en ek dink die rigting wat julle in beweeg, gaan my nie verbaas as Pinotage werklike, ek verskoon nou die Engels, inroads gaan maak in jou tradisionele markte waar hulle ons wyn altyd as hierdie loss leaders wil gebruik het, soos in Engeland en Europa en so aan. So iemand het nou van my gesê, hy voorsien dat Pinotage gaan sy stempel nog baie sterk afdruk vir al hierdie dinge wat nou aankom. Dit is seker so dat buyers doen nou daai fantastiese goed, jy weet. Maar ek dink die volume is seker nog nie daar nie, jy weet. Dit sal seker met die tyd nou kom, jy weet, want mense, ek het jy ken hom seker, Piet Swart wat by Biochemie was. Ja, baie goed. Ja. Gevreesde Piet Swart, as ek Biochemie Piet Swart. Kyk, as jy Piet Swart vir die res van sy lewe aan jou kant gelukkig wil hê, maak net 'n bottel Pinotage saam hom oop. Daai ou drink niks anders as Pinotage. Hy's mal daaroor. Nee, ek weet ek het by hom en by Amanda klas gehad, so. Okay. Gevreesde Piet. Kyk, sy groot protégé wil ek nou amper sê is ou Turtle, is Tertius Villiers. Ja, Turtle, ja. Ja, so hulle maar ek is baie erg oor hom, want hy het onder Annelie hulle net bo hulle in die straat gebly. Sy vertel altyd ekskuus, ek dwaal nou af, sy vertel altyd dit was as sy by hulle dogter gaan kuier, dan was dit hierdie awkward ding, want hulle het kaal in die huis rondgeloop. Hulle het nie klere gedra in die huis nie, dan weet sy nie waarom kyk jy, wat hulle loop net in die huis rond. Ja, kyk, en as Piet begin praat, dan kry ons 'n double whammy. Jy kry 'n gesprek en 'n preek. Nou nie heeltemal die preek in die styl wat ons het, maar daar is vir sommige mense seker hemelse ervarings ook in die gebruik van die taal, jy weet, maar in elk geval.
Ek wil gou 'n bietjie gesels. Jou toe jy nou geskuif het Willekrans toe, né? Uh hoeveel wyn, hoeveel bottels wyn produseer jy op die oomblik en wat is die samestelling van jou verskillende kultivars daar? So Wildekrans doen so ongeveer as ek nou so vinnig so 20,000 kiste by 6. Bietjie meer, dit hang nou maar af van die seisoen of die jaar. Ja. Op die behoefte. Samestelling, ons het 2 reekse, ons het 'n standaard reeks. Jy kan nou nie agter my of jou ek kan vir jou later die goed stuur ook. Ons het 'n estate reeks of alles is landgoed. Kom ons begin daar. Alles is landgoed. So ons het 'n estate reeks wat noem dit nou maar die entry level is, en dan het ons 'n barrel select reeks BRS wat ons premium wyne is. En dan saam met die premium het ons 3 MCC's ook Kap Klassiek wyn. So die pryspunte vir die estate reeks is hier in die omgewing van so R120 tot R150 'n bottel. En dan vir die premium reeks is dit R350 tot R450 'n bottel. Dis plaaslike mark. Met uitvoere dan verskil dit so bietjie. Maar basies die samestelling is die wit fokus is op Chenin Blanc en Sauvignon Blanc, en dan die rooi fokus is op Pinotage en Shiraz. En dan ook versnitte van Pinotage en Shiraz en 'n bietjie iets anders. So ons doen 'n Cape blend wat natuurlik 'n Pinotage gedrewe versnit is. En dan doen ons dan doen ek nog 'n wyn wat se naam Deep Purple is, wat die eienaar Gary, wat die eienaar van die plaas is, se gunsteling band is Deep Purple. So dis die stofsuier, alles wat oorbly blend ons in die Deep Purple in dit moet verkoop. Wat die estate reeks betref, is Checkers ons grootste afsetpunt. So Checkers verkoop die meeste daarvan. En dan jou premium reeks is maar Oncon. Dis restaurante en spesialiteitswinkels en so. En dan van die plaas af. En dan jou verhouding tussen wit en rooi, hoe is die split daar omtrent? Dis omtrent 60% rooi en 40% wit. So is effens meer rooi. Ons is besig met nuwe aanplantings en herontwikkeling en daai tipe goeder. So sal in die toekoms is goed om 'n 50-50 te hê, maar dit is die fokus gaan wees vorentoe Chenin Blanc en Pinotage. Daai twee is eintlik te min Pinotage en te veel Shiraz. En Chenin kan ons groei, want ons MCC die broed is 'n Chenin broed wat iets anders is. Dit is nie is nie iets normaal nie. So ek voorsien om nog Chenin aan te plant en nog Pinotage. Ek het nou die dag, weet jy, dit wys jy hoe onkundig ek eintlik oor hier goed is, het ek 'n wyn van Simon Sig van Franswaal gedrink. Two is a company, dink ek. Dis 'n Cabernet en 'n Cabernet Sauvignon en 'n Shiraz. En ek kon nie onthou dat ek al van tevore daai mengsel gedrink het nie, maar dit is verskriklik lekker geweest, want dit is uitdrink maklik. Hy sag, jy weet, dis net ek kon nie glo toe ek net die ding skink. Ek het nie eens gekyk wat daarop. Toe ek skink begin het drink, kom maar ek hou hiervan, jy weet. Toe sien ek nee, maar dis daai twee wat gekombineer is, jy weet. Praat ek nie, is dit nou is dit Cab en ding is, of is dit Pinotage en ek ken nie daai label van hulle nie, maar ek ons moet almal uit die boks uit dink deesdae om te kyk. Ja, dis interessant. Hy het nou net 'n opmerking gemaak. Hy sê hulle grootste
Mark, ding wat die beste doen is maar nog hulle Kaapse vonkel, né? Ja, Hulle ja, doen blykbaar baie goed daarmee, jy weet ek. Nou ja, alright, hulle het ook seker so 'n bietjie van 'n edge op die ander ouens gehad in terme van mark toe en ook ek dink die kwaliteit, jy weet, ek dink hulle kontroleer daai goed baie mooi. En dit is maar in die klassieke styl nou, want hulle gebruik seker dinge is Pinot Noir en dinge is wat Chardonnay. mense ja, Chardonnay, ja. Ja, hulle gebruik Ja. die klassieke cultivars. Nee, hulle verstaan die ding. Daar's 'n paar produsente wat die MCC of ons mag nou nie meer die Kap Klassiek verstaan. So daar's 'n hele paar wat Kap Klassiek verstaan. Hulle wil hê ons moet meer van MCC praat nie om die meswoord uit te haal, want dit gee konnotasie na die Franse kant toe. So dit's nou deesdae met mense van Kap Klassiek praat. So maar hulle Simon sig verstaan Kap Klassiek. So ja. Ja. Maar daai jy sê vir my julle gebruik Chenin Blanc, né? Maar dit behoort self as jy 'n droë Chenin het, né? Behoort eintlik 'n ongelooflike wyn te kan maak, né? Want veral as jou Chenin wingerde begin ouer raak, is hy kyk Chenin dra mos 'n is soos Chenin, dit is ek het ou stokke se wyn een keer gedrink. Jy kan nie glo wat hy daai goed uitkom nie. Hierdie goed wat 40 jaar oud is. Hy dra seker nog nie so baie nie, maar hel, dis al lekker wyn wat daar uitkom. Ja, nee, hier is die redelike ou wingerde by ons. Die voordeel van hierdie area is by Stellenbosch moes ek verskriklik baie suur gooi. Kyk, ons mag suur by ons wyn sit in Suid-Afrika. Met ander woorde, ons sure in Stellenbosch as gevolg van die gronde, donker, swaar kleigronde is jou sure laer. Maar hier sit ons met skraler gronde, wat hoofsaaklik maskalies is, en alluviale gronde hier langs die riviere, maar en die koeler klimaat beteken dat jy moet baie hoër sure sit en laer pH. En dis maar waarna jy soek, as jy 'n vonkelwyn maak. So Chenin werk goed daarmee, of dit werk net goed in daai opsig. So julle koel af van Hermanus se kant al daarvan daai see af in die aand heeltemal. Ja, kyk die klimaat stoot hier in die rivier op. So hy kom hier na toe en dan die ander ding is dit raak blerry warm hier. Ja. 2 uur kom die wind op en dan koel hy af en die kwaliteit van druiwe word maar bepaal tussen jou warmste punt tot jou koelste punt, daai grade verskil. Wat jy in 'n 24 uur siklus het. So weet jy ken seker vir Ola en John Parker. Hulle is nou nie meer, ek weet nie wat hulle deesdae doen nie, want ek dink hulle uitgeboer, as ek dit reg verstaan. Hulle het ongelukkig uitgeboer by altyd vandag. Ja, en John het my eendag vertel, hy is Kalifornië toe om te gaan wyn maak leer en sy broer Ola is Duitsland toe, want hy sê omdat hulle 2 dele op die plaas sit, want kyk daar, hulle loop ons bo op daai Tygerberg heuwel. Hy sê en hy moes daai weer wat hulle in Kalifornië, dit is presies wat daar is. Hy sê in die dag is dit so warm, jy kan nie asemhaal nie. In die aand raak dit so koud, jy moet 'n baadjie aantrek as jy in daai kom. So daai druiwe daai en Ola wat hier onder, want omdat jou koue lug mos na afsak na die laagste gedeeltes toe. Ola het nooit werklik warm. Hy het met hierdie tipiese Duitse goed daar gesit en dis hoekom hy daai Duitse of weet sy wyne het 'n Duitse onderbou eintlik gehad, van wat in Duitsland geleer het, Dit is min of meer dieselfde hierso, en ek het dieselfde ervaar in Amerika. Ek het in Sonoma langs die Russian River gewerk. Dit is presies dieselfde. Wat die Amerikaners dan vader nie besef nie is, as hulle wil, kan hulle blerry goeie Sauvignon Blanc maak. Maar hulle het geen behoefte daartoe nie. Dis eintlik bitter snaaks. Hulle fokus absoluut op Shiraz en nie Shiraz, op Chardonnay en Pinot Noir en om daai klimaat te gebruik, maar hulle glo nie hulle kan goeie Sauvignon Blanc maak nie. Daar's 1 of 2 produsente in Amerika wat goeie Sauvignon Blanc maak, maar die res probeer nie eers nie. Hulle voer dit eenvoudig in. Hulle voer toevallig baie Sauvignon Blanc in van Suid-Afrika.
En ek voer baie van Willekeurant se Sauvignon, ek voer die helfte van Willekeurant. So 60% van Willekeurant se Sauvignon Blanc gaan Amerika. So dit is interessant hoe die goed loop. Ja. Kyk, is Russian, wat is dit, Russian River Valley, of wat noem jy dit in California? Is die Alexander Valley. Jy kry die Russian River, hy loop mos nou maar al daar Sonoma, Healdsburg, daai dele op na Calistoga toe en al daai. Ja. Maar ja, dis die Russian River. Daar so iemand het vir my een keer 'n rooi wyn wat uniek, jy kry hom, ek dink aan wit, daai spesifieke kultivar kry in wit en rooi. Ek probeer nou dink maar dit is amper uniek in Amerika. Zinfandel, dit sal ja, is 'n Zinfandel. Hy het my 'n Zinfandel rooi gegee. Yes, maar nou okay, hy is een van hierdie ouens, hy gee klas in Frankryk en wyn ook, alhoewel hy in Amerika bly. Hy is baie kundig. Maar ek sê vir jou sê, dit is al 'n ander klas wyn daai, jy weet. Want kyk, Zinfandel is nou mos nou nie jou vlagskip goed nie, maar jy weet, dis daai ouens wat daai wyn gemaak het, het iets ook reg gekry, jy weet wat, in elk geval. En ek is mal oor Zinfandel, daar's baie raakpunte tussen Zinfandel en Pinotage. Alhoewel, okay, Pinotage is ons in dit, daar is geen twyfel daar, die Zinfandel is ons nou maar Primitivo wat eintlik uit Italië uitkom. Maar die Amerikaners het hom heeltemal geëien en hulle sin gemaak en daar is blerrie goeie Zinfandel wyne. Ek is mal oor, maar jy moet the big and bold. Hulle het gewoonlik 'n redelike alkohol. As hy nie 'n lekker hoë alkohol het nie, dan raak hy bietjie dun so. Ja, so dis al trend so 3 fights op 'n borrel. Maklik, maar hulle dis nou weer, skiet ons dwaal weer af, maar dis weer eens 'n geval van waar ons regulasies en regulatoriese beheerstelsels baie beter is hier res van die wêreld sien, want ons alkohol is presies. Daar niemand check wat op hulle etiket staan en of dit die werklike alkohol is. So hulle sal eenvoudig 14% op die etiket sit, maar dan die dinge alkohol van 16%. En hy hardloop deur. Hulle kyk hier daarin. So daai Savis registrasie, né, wat daai 2 nommertjies wat jy kry vir elk wat op die bottel se sealcap is. Daai kontroleer hulle die alkohol inhoud ook. Okay. Ja. Want wat ek wil juist met jou praat, jy weet, want een van die goed wat jy hier so agterkom is hierdie traceability en authenticity, of wat dit uniekheid, jy weet, van die wyn. Nou blykbaar kan ons daarop aanspraak maak dat daai ding van Savis of daai kodes wat hulle gebruik is al baie lankal, is al iets soos 50 jaar of in elk geval 'n hele klompie dekades is dit al in werking en jy kan maar dit vertrou, jy weet, daai goed wat daar is. Nou my vraag aan jou is net, het hulle inspekteurs wat omkom na julle toe en dan elke keer en dan besluit hulle wat se kodes hulle vir julle gee vir sekere batches en daai tipe van goed. So die Savis of die wynpolisie soos ons van praat, hulle kom al 'n hele rukkie aan en die wyn van oorsprongsisteem, dit het alles begin met die wyn van oorsprongsisteem en dit het in die 80's was daar 'n kleurseelstelsel, so jou ou bottelswyn het nog 'n ou kleurseelstelsel. En toe dit hier in die 90's, vroeg mid-90's ding, ek praat nou korrek, ek weet nie die datums nie, het hulle oorgeskakel na die huidige seelstelsel toe, waar 'n seel fisies gekoppel word aan 'n produsent en aan daai spesifieke bottel en dan wat dan basies sertifiseer dat alles op daai etiket reg en waar is. Vir die inhoud van die wyn. So die kontrolering daarvan word deur inspekteurs gedoen. Elke keller het sy dedicated inspekteur wat saam met jou werk deur die hele jaar. Wat
Met ander woorde, voordat ek druiwe oes, moet ek aansoek doen om daai spesifieke druiwe te oes. En dan aan die einde van 'n seisoen, soos waar ek nou staan, sal my inspekteur my bel en vir my sê ek wil jou oes op die boeke bring. Ons gebruik daai terme op hierdie en hierdie datum. Dan kom sit hy fisies 'n dag by my en hy kontroleer dat as ek 10 ton pinotage gepars het, dan volgens die keller se langtermyn gemiddeld moet ek ongeveer 7000 liter pinotage argumentsondalwe in die keller hê. Ek kan nie 10 ton druiwe gepars het en dan ewe skielik 20.000 liter pinotage. So dis daai tipe goeders. So as jou oes eers op die boeke gebring is, dan word dit sentraal gestoor, wil ek amper sê, daai inligting, en dan daai oesjaar bly altyd op die kaarte totdat jy dit bottel. En dan weer eens, dit word konstant gekontroleer dat van daai oesjaar het jy begin met x aantal hoeveelheid en dan kan jy net x aantal hoeveelheid bottels wyn verkoop. Jy kan nie meer verkoop, jy kan minder verkoop. As jy minder verkoop en die inspekteur, hulle kontroleer jou ons praat van jy twee tipe audit. Jy het 'n bulk audit wat hulle fisies net na die tenke kom kyk en dan het jy 'n bottle audit wat hulle fisies na jou bottle kom kyk. En dan moet dit terugklop en dit moet vorentoe klop. So hulle kom kontroleer dit redelik streng. Dit was altyd 'n papierstelsel geweest wat vir my altyd lekkerder is want dit is makliker om 'n fout reg te stel as jy 'n foutjie ergens het. Maar deesdae is dit 'n elektroniese stelsel. So die inspekteur kom kontroleer alles, maar ons moet alles aanlyn capture, wil ek amper sê. Daar's 3 verskillende platforms waarop die goed gecapture word. So jy het Savis wat jou basiese ene is, wat die druiwe en die bulk en daai goeders doen. Dan het jy Savis online wat een gedeelte doen, en dan het jy WOSA, Wines of South Africa online wat die klaarprodukte doen. En dit is daai gedeelte wat nogals baie belangrik is. In terme van authenticity en waar jou produk of wat jou produk is en die seels wat daarin gekoppel word. En dis hoekom Duimpie Bailey, toe hy nog geleef het, hy was op die raad gewees, was baie streng, was baie pro daarvoor dat ons moenie balkwyn uitvoer nie. Ons moet so min as moontlik balkwyn uitvoer en ons moet alles hier bottel. Want dan kan ons die traceability kan ons beheer. Probleem is as hy aan die ander kant land, word hy verkoop as wyn van Suid-Afrika, maar ons het geen beheer oor. Geen. Jy weet, net na 94, toe kom 'n ou by Boland, aan Boland met die storie vertel, wat ek jou nou vertel is die reine waarheid. Hy sê, toe kom 'n ou by hom, of hy was nie buiteland, ek dink hy het met die System Bologette ouens gaan praat in Swede of so. Toe sê een van die ouens van, hy het nou nog 'n baie vreemde ervaring gehad, want daar het 'n tank van Bolandse wyn aangekom, 'n hele tank wat dan gebottelleer het, in een van hulle hawestede. Toe sê Boland, dis nie my wyn nie. Toe spoor hulle die ding terug. Toe sit ouens van, ek dink is ouens daar uit na Makwaland se omgewing, wat net wyn opgekoop het, maak nie saak wat se cultivar dit was, hy goed net in tanks gegooi, tot die tank vol en dan skip hy hom. Dan het hy 'n reëling met ouens aan die ander kant, daai goed word gebottel en het wragtig sy naam gaan gebruik, né? Want hy kyk nie. Maar Jan sê toe hy van daai goed geproot, hy sê dis die grootste klomp, jy weet wat ou seker kan kry. Maar hulle toe, daai ding, ek kan verstaan hoekom Duimpie so erg daaroor was. Want ek bedoel jou geleenthede vir ouens om mense uit te buit en so aan, is net soveel meer, jy weet. Absoluut. Nee, feite, dit is die probleem. Sê vir my, De Wet, julle Willekrans, jou brand, né?
Wat doen julle om daai brand, nou behalwe dat wat Savas nou doen om daai brand te beskerm in terme van waar hy uitgaan? Wat doen julle om daai image te bevorder? Wat 'n soort van goed doen julle, reël julle? Is dit baie plaasgebonde, weet cellar restaurant of doen julle dit op ander plekke ook funksies en sulke tipe van goed? Dit is kyk jou brand home is baie belangrik. So Ja. ek dink dis 'n eerste punt is om dit goed te doen. So die wat lekker is hierso, versus wat my ervaring by Netlingshof. By Netlingshof, die brand home was mooi, maar ons kon nooit die verskillende aspekte laat pas by mekaar nie. So die restaurant was nie op standaard van argumente behalwe die wyn nie. So Ja. die trou venue by Netlingshof was die goedkoopste venue in die omgewing gewees. So onmiddellik is daar 'n misfit. En ons kon nooit dit reg kry nie want die wil was nie daar gewees nie van 'n bestuursoogpunt. So om vinnig die vraag te antwoord, so hierdie restaurant en ek wil julle baie graag nooi na hierdie restaurant is uitstekend. Dis 10 van die terme van kwaliteit en fine dining baie goed in die omgewing. So dit bevorder, dit is reg. Ons het 'n pragtige nuwe trouvenue gebou. Die proelokaal is mooi, al daai tipe goedertjies. So vir my is dit die eerste punt, jou brand home moet netjies wees en moet die wyn kan komplementeer. Die tweede punt is maar jou bemarking. So ons moet daai tipe bemarking doen wat gaan behels dat ek gaan uitgaan en gaan proe aanbied by restaurante en by plekke en by die regte plekke. So jy wil inkom by die regte plekke. Gary Harlow wat die eienaar is, baie politieke bande. So reg of verkeerd, my politieke sieninge en syne is nie altyd belei nie, maar soos gister was Paul Mashatile geweest, so om 'n voorbeeld te gee. So hy en sy hele entourage was hier en hulle het hier geëet en te kere gegaan. So hy het daai koneksies en as dit jou brand kan help, dan moet die mens dit gebruik. Maar die grootste ding is om maar by die regte plekke te probeer uitkom, om by die regte restaurante uit te kom, by die regte afsetpunte uit te kom. En dis hoekom ons nie die ek wil nie die entry level wat by Checkers is. Die Checkers is die leiers op die oomblik in terme van die supermarkte in terme van wynverkope. Seker al die klein handelaars. Seker. So hulle probleem is net hulle boelie jou verskriklik, maar dis ook 'n ander saak. Dis hoekom hulle suksesvol is. Maar jou premium wyne wil jy in die regte Checkers winkels hê, waar hulle het 'n paar konsepwinkels waar dit regtig mooi is. Ek weet Whitey wou Stellenbosch sin op 'n stadium so gehad het. Ek dink nie hy het heeltemal dit reg gekry nie. Maar daar is 'n paar die Checkers in Hermanus. Ek weet nie hoe gereeld julle in hom kom nie. Ja, ek was al daar 'n paar keer, Die middedorp ene, nie die een by die mall nie. En dis 'n konsep daai een wat in die dorp is, naby die houtstasie. Ja. Presies. En so jy kan by sulke plekke wees. Dit alles goed, maar as jou kwaliteit nie daar is nie, dan gaan dit nie noodwendig werk nie. So jou verbruiker wat bereid is om R300 plus 'n bottel wyn te betaal in Suid-Afrikaanse terme, is redelik gestel op kwaliteit en gestel op toekennings. Mense hou maar van 'n sterretjie of 2. Snaaks genoeg, as dit hier by R1000 'n bottel gaan, dan gee die ou nie, dis ons persepsie, dan gee die ou nie veel om nie, dan sit absoluut 'n image ding en dan kyk mens na 'n
Beierskloof diesel of 'n 5, daai tipe produkte. So dan is Dit- daai ou prys-kwaliteit persepsie skop daar baie sterker in as op ander Yes. onder dit dierwyne. Ja, Dis maar dan is hy interessant, nie, hy's nie noodwendig ge-worry oor 'n toekenning nie, want hy weet die kwaliteit is daar. So Dit is reg. Okay, Ja. ja. So dis basies wat ons moet doen. So Wildekrans het 'n goeie track record in terme van as ek nou vir iemand vra wat is Wildekrans se sterkpunte, dan gaan hulle vir my sê pinotage. Wildekrans het baie goed gedoen met pinotage in die verlede en Cape Blend wat 'n pinotage versnit is. En dit is iets wat hulle die bal so bietjie laat val het die afgelope 5 tot 10 jaar, en dis iets wat ons nou weer baie hard probeer regstel, want dit is 'n maklike regstel omdat pinotage as 'n brand doen een gedeelte en as jy die kwaliteit kan bybring, dan kan jy op daai rig ry. So daar mens moet al die sterkpunte gebruik wat jy moontlik kan gebruik. Jy ken nou vir Jonathan, ekskuus my foon raas, vir Jonathan Engelsman, ek weet nie wat by UCT ook is. Ek gee altyd baie waarde aan hom nie, want hy's verskriklik vol van homself, maar hy het een of twee geldige punte. As jy pinotage of Chenin Blanc in 'n dierbottel sit en jy kan oorsprong Stellenbosch koppel daaraan en jy kan sê dit is van ou bosstokke gemaak, dan sit jy in die omgewing van so 200 tot 300 rand. Dan kan jy dit is waar jy begin. Dan kan jy begin 'n waarde toevoeg. So dit is jou raakpunt. As jy 'n bekende handelsmerk kan bysit, dan is dit dan add dit op en dan raak dit makliker. Okay. Ja, nee, dis interessant. Sê vir my die ander ding, so met ander woorde, julle kliënte wat betrokke raak nou en wat lojaal raak teenoor jou handelsmerke, goed. Dit begin maar eintlik gewoonlik met op die perseel by die cellar-door en wine tastings daar of in die restaurante. Is dit julle ervaring ook? Of kry julle Ja, dit is ons ervaring, maar omdat die maatskappy wat die plaas besit is Unial. Unial is gebaseer in Johannesburg en Gary is die helfte van die tyd op die plaas, die helfte van die tyd daarbo. So dis nou tipiese corporate lobbying en so aan in restaurante daarbo wees. So my bemarking sal hier van my maand alweer begin en dan gaan ek boontoe saam met hom, want hy nooi kliënte en dan doen ons probe in Sandton by spesifieke restaurante wat die regte kliëntel is, wil ek amper sê, en waar jy bemark ook. Die plaas is belangrik, maar dan daai veral as jy wil intap op die Black Diamond mark, is dit belangrik om daarbo te wees. Dit is nou maar net so. Ek het onlangs gehoor die mense sê om op daai veral in Johannesburg, wel, dit seker geld in Kaapstad ook, om op daai premium restaurante se wynlyste te kom, is nogal damn moeilik. Dis nie baie maklik nie. Hulle nou, okay, julle vra die ouens listing fees en al sulke goed ook as hulle vir jou wil, of maar die kleinhandelaars vra nie listing fees meer nie. Vra Checkers vir julle nog listing fees ook. Ja, nee, hulle doen verseker. Hulle verbloem dit in deur dit iets anders te noem, maar jy betaal maar daarvoor. Jy betaal so jy lewer ekstra wyn teen die prys van
van baie minder borrels. Ja, en jy moet promosies doen en al daai goeders. Kyk in terme van listing fees, daar's definitief listing fees by restaurante. Hulle wil een of ander vorm van 'n deal hê. Het sy stop deals of 'n redelike goeie afslagte of jy moet inkoop in een of ander vorm van 'n menu samestelling of wat ook al. Okay. Dit is die monopolie is effens minder van in die dae toe 'n Distell wynlys gekoop het, want onthou Distell is nie meer regtig 'n groot rolspeler nie. Faktor, ja. Nee, die grootte op die oomblik is Winniemark. Winniemark is nommer 1. En dan 10 DGB en dan laastens sal ek sê Meridian en Heineken Beverages vir wat dit werd is AP in die onderkant rond. Hulle is groot in terme van bier en cider, maar wyn is 'n bysaak vir hulle op die stadium. Ja, en spirits ook, né? Ek dink hulle spirits kant is seker net so groot ook, jy weet. Hulle spirits kant is groot, maar hulle het mos dis twee verskillende besighede. So ek verstaan nie. Ja. Ek verstaan nie lekker hoe daai segment, hoe daai split werk nie. Hulle het 'n gedeelte van die spirits, maar nie alles nie. En hulle deel van die mededingingskommissie se voorwaardes is dat hulle Gordon's Gin moes verkoop. So en dit was hulle groot handelsmerk. Dis die grootste handelsmerk wat hulle gehad, so in terme van spirits wat hulle moes verkoop. So en ek dink Remgro het al die pad bank toe gelag met daai verkoop. Dis baie geld. Ons praat hier van bitter baie geld. Ja. Weet jy, dit is snaaks, ek het so 'n paar jaar voor daai ding gebeur het iemand van my gesê, Johan Rupert het besluit, hy kan nie meer geld uit wyn uitmaak nie. Hy gaan wegbeweeg af van. Hy sê, en jou risiko's op wyn is net eenvoudig te groot ook. Jy weet, as jy weet jou natuur, wat jy geen beheer oor het nie, jy kan nog steeds met 'n klein trossie drywe, kan jy dalk 'n spirits maak, jy weet, en al daai tipe van goed. So, ek het die ding verwag een of ander tyd, jy weet, maar as jy dan nou kyk, hoe die Franse ingekoop het in hierdie plek is net ongelooflik, né? Hier is nou baie aan, en Duitsers ook, want dit klink vir my, Alto en daai groep, dis 'n Duitser wat daar eintlik die reputasie dan. Ja, die hele en die Els groep is Duits, en dis wat is die ou se naam, Baron, met so 'n Baron. Ja, maar is alles Duits. Hy is 'n Baron, ja. Dis alles Duits. Sê vir my, jy weet, hierdie goed, hierdie blockchain tegnologie en hierdie NTF's, sien jy, wel, ek dink op die oomblik is daar nie van die goed eintlik aktief in ons wynbedryf of so nie. Maar dink jy daar's in die toekoms ruimte vir so iets? Ja, ek dink so. Die ou wat eintlik ek dink die maatskappy wat die grootste probleme gehad het 'n paar jaar terug was toevallig Hein Koeglenberg hulle en Lamotte en daai manne wat maar deel van die Ruperts is en Koos Becker hulle omdat hulle groot in die Chinese mark was waar vervals counterfeiting groot is. Ek het een keer na Hein geluister waar hy gesê het, hy het 'n toespraak gegee toe sê jy weet jy's suksesvol in die Chinese mark as hulle begin om jou handelsmerk te kopie en dan weet jy begin iets reg doen. So ek dink in terme van ek dink plaaslik is om jou vraag te beantwoord, plaaslik is dit nog nie so 'n groot issue nie. Alhoewel as ek tong in die kies as jy Mooiberge toe gaan dan moet jy
2 keer kyk wat jy koop, want die etiket en die inhoud is nie altyd dieselfde nie. Ek bedoel, toe altoe nog deel van ons groep was, van die Lusan groep waar Nevenshulp ook deel was, het ons menigte male gekry dat hulle het ergens altoe labels in die hande gekry en dit op rooi bottels geplak en dan is dit altoe rouge. So dit het al gebeur, maar iemand wat 30 en 40 rand vir 'n bottel wyn betaal, moet ook 2 keer dink. So dis daai tipe ding. Op die teruggekom na die Suid-Afrikaanse ding toe die kom ons noem dit die ultra premium wyne in Suid-Afrika. Ek dink nie daar wat hier verkoop het al daai probleme nie. Miskien in terme van as mens net na die geldgedeelte kyk, na die hoe te voorkom dat jy verliese kan ly, dan sal daar aanwending wees. Oor die produk self nog nie. Vir uitvoere definitief dink ek is daar, ek bedoel die Franse, kyk na die First Crows, hulle sit al jare met die probleme en hulle het al hoeveel verskillende goed gedoen om dit te probeer oorkom. Tags en QR's en chips. Ek praat nie maar goed wat ek gelees het van. Ek kan nie daai tipe bottels wyn bekostig nie. Ek kan dit waardeer, maar ek kan dit bekostig nie. Maar hoe jy dit probeer beskerm. Ek dink die Australiërs het ook al iets gedoen met the Grange en daai goeders. Ek praat van 'n korreksie. Ja, ek dink hulle Penfolds het probeer, maar ek dink ons het nou probeer om in Australië met hierdie studie iemand van hulle aan boord op te kry, maar dit lyk my nie, in elk geval NFT's is nog nie daar nie, jy weet. Ja, so dis een van daai goed wat ek dink dat ons wyne het nog nie daai prysvlakke bereik dat ons daai outomatiese spasie het, want hierdie goed kos geld, né? Dit is die probleem wat Johan Kriege vir my verduidelik het. En die ander ding is, wat ouens, ek het nou 'n baie interessante siening gehoor, dat omdat blockchain soveel energie gebruik, is hy eintlik baie kontraproduktief om, as jy saam met jou beeld gesien wil word, sê, julle gebruik hierdie oormaat energie, so jy vernietig 'n klomp ander natuurlike hulpbronne hier om energie te kry, sodat jy jou blockchain goed kan hardloop. Dis nie versoenbaar nie, jy weet, jy sal nou beter weet as ek, hoe jy moet sorg dat jy daai, wat noem hulle dit, hand en voet konsep in wyn moet in alle koste moet. Nee, dit is in die groen gedeelte is 'n ander aspek van wynproduksie, want ons probeer baie hard om daaraan ook te voldoen. Maar dit vir Wildekrans het ons as sulks nie daai probleem nie. Maar ek kan glo, ek dink waar hierdie ding vir my kan toepassing kan wees, is definitief vir die pinotage, vir die Grand Pinotage konsep. En dit kan 'n baie lekker added extra wees, want dit pas perfek in daai mold, wil ek amper sê. So nou praat ons van 'n ou wat R8,000 vir 6 bottel, vir 5 bottels pinotage betaal, of 6 bottels pinotage betaal. Dis diesel. En die Grand Pinotage, ek weet of jy ken mos die Grand Pinotage storie en die konsep en al daai goeders. Ek het ons saam met julle die eerste ronde gesit en probeer dink, en my kop was net te plat, want ek het net 'n seilingsopmerking, my ding is dit, my vrese was dat jy is om sekere ouens te vervreem van pinotage, jy weet, ouens wat al lank in die bedryf is, jy weet, wie gaan bly en wie gaan ry, jy weet, daai soort van ding, jy weet.
En ek dink buyers was ook baie sensitief daarvoor op daai stadium en ek kon nie my kop rondom dit kry nie. So wat het julle nou reg gekry om daai die kom ons sê jou top premium pinotage. So dit is Grand Pinotage is heeltemal op sy eie, hy het sy eie bene waarop hy staan, en dit word glad nie gekonnekteer aan die top 10 Pinotage en enige een van die ander kompetisies nie. So dit is 100% die premium arm van Pinotage, waarop die 6 produsente wat regtig 'n track record het van die meeste top 10 kompetisies gewen het Okay, ja, dit is en daar word nie so dat ek sal laat Belinda vir jou 'n stel uitboek. Dis baie mooi want jy sal daarvan alles van daai stel Pinotage roep die egheid daarvan en die egheid van Pinotage en hoe dit belangrik is. En jy kry 'n sertifikaat wat sê hierdie is dit en dit en dit. So dit slot in by hierdie tipe ding. En die etikette lyk presies dieselfde, die bottel lyk presies dieselfde, die kurke is dieselfde. Alwaar op elke etiket staan Grand Pinotage, maar hierdie is 'n kanonkop, hierdie is 'n Beierskloof, hierdie is 'n Lavenier, 'n Ryks en 'n Simonsig en 'n Kaapsig. So dit is dis die 6 wat daarop is. En basies maak elkeen 'n paadjie elke jaar en daai paadjies word gebottel en daai kiste word verkoop. En uitgevoer maar ek hou van ek dink regtig mense kan hierdie ding na 'n volgende level toe vat en hierdie tipe tegnologie probeer reg daarin. Dit kan baie interessant wees. Ja, want jy sien wat julle by kyk die een vereiste om seker ook in enige iets eksklusief in te gaan is om 'n skaarsheidwaarde te koppel, né? En dit doen julle deur een faadjie per ou, is wat ek nou aflei van jou. Yes. Dis eintlik 'n damn goeie ding daai. Kan ek jou net iets anders te vra? Het julle mense wat van julle landgoed se wyn spesifiek versamel? Ja, ek hoop so. Ek bedoel ons het definitief gereelde kliënte. En wat op 'n gereelde basis koop, maar of ek sal moet gaan uitvind. So ek bedoel daar's 'n nuusbrief wat uitgaan en daar is online verkope wat gebeur. Ek weet in Johannesburg, ek dink nou sommer net aan 1 of 2 persone, weet ek is daar 'n vrou wat ons wyne versamel, maar sy het aandele in die maatskappy, so dit maak sin. Maar ons hou ons daar argief op die plaas, so ek probeer die wyne terughou 'n bietjie ook. Maar dis moeilik om te sê of daar iemand is wat 100% ons wyne. Dit sal ek moet uitvind. Ek kan nie ek kon by 'n Nederlandshof kon ek vir jou daai antwoord gee want ek het genoeg tyd daar gehad om dit te weet. So, daar was definitief mense wat wyne versamel het. Hou julle ook 'n sekere deel van 'n oes terug om sê in die toekoms? Hoe lank na dit release julle dit gewoonlik? So ons hou so 15 kissies van 'n oesjaar terug. Dit hang af van die landgoedreeks witwyne hou ek nie terug nie. Dit is nie kan miskien iets terughou vir 'n interessantheid om te sien of hoe die wyn verouder of wat ook. Waarvan ek spesifiek hou is om van tyd tot tyd 'n vertikale proe aan te bied vir ons kliënte of as jy iets interessant wil doen en dan om 'n 10 jaar plus ouer as 10 jaar proe aan te bied.
10 tot 20 jaar. Want daar lê baie waarde daarin. Dit koop baie face, soos die Engelse sê, by jou kliënte, want dan weet hy kan iets koop wat gaan verouder. En dit is altyd fantasties, en as jy so iets doen, moet jy dit absoluut saam met kos doen, dat jy die hele ambiance skep, dat die mense meegevoer word met die hele situasie. Hy moet my oupa aan my ma se pa was 'n Skot, en hulle het hom altyd gespot en hulle gesê, ja, sy broeksakke is toegenaai, jy weet, van synigheid, jy weet. Jy wil nou eintlik daai broeksakke oopmaak, en jy kry dit reg deur die regte geleide in die atmosfeer om goed te skep, jy weet. Dis eintlik, jy weet, die mense siege is eintlik baie eenvoudig, jy weet. Die meeste mense. Jy weet, hy sal baie maklik uithaal as 'n klomp goed in plek is, jy weet. En jy weet wat ek vind, ekskuus, as jy op 'n landgoed is, terwyl jy daar besig is, né? En jy het 'n baie warm, nou noem ek warm atmosfeer, jy weet, en jou ouens wat jou bedien is goed, en hulle help jou met alles wat jy wil weet, dan is dit net makliker. Jy gaan nie daar weggaan sonder om wyn te koop nie, klaar. Jy weet, dit is net een van daai goed, jy voel half 'n verpligting teenoor daai ou amper om te produseer, en dit is hoekom, dit lyk vir my op heelwat plekke in Suid-Afrika, is dit die primêre soort van kontak, en dan begin sy ding is daarvan, en dan begin daai ou vir jou eintlik word of mouth doen, en so voort, jy weet. Terwyl ons daarvan praat, soos dit kom weer by die brand home gedeelte. So dit is absoluut brand home. Ek hou van daai, dis die eerste keer wat ek daai term gehoor het, maar ek gaan vir hom ek sal nou optel in die bane, maar ek is baie mal daaroor, want daai brand home is vir my presies wat ek nou net probeer verduidelik, hierdie atmosfeer en al, jy weet, jou personeel het ook 'n baie groot rol daarin te speel, saam met die wyne goed, maar brand home, dis 'n baie goeie naam daai. Ja, dit is so om jou volgende vraag te antwoord, sosiale media. So ons het die vrou wat ons sosiale media doen, sit in Johannesburg, baie goed. En jy moet, as jy kansie kry, gaan kyk, gaan volg bietjie ons goeders. Weer eens, want wynmakers is nie noodwendig aktief genoeg op sosiale media nie. Ja, daar's 'n klomp wat aktief is, maar daar's 'n klomp wat net nie aktief is nie. So in plaas van dat, en dis wat nou lekker werk met ons setup hierso, is ek stuur vir Rensha net 'n videoetjie of wat ook al. Sy versorg hom en sy gooi dit op die sosiale media, en sy's regtig goed daarmee, en omdat sy in Johannesburg sit, of ons dit nou wil hou daarvan of nie, daar's nog steeds koopkrag daarbo. En sy's ook in voeling met van die Black Diamonds en die jappies en al daai goeders. Al daai tipe mense. Ek wil nie mense in kompartemente sit nie, maar dit is maar wat dit is. Maar so jou sosiale media is belangrik. Ek dink Facebook is minder belangrik deesdae. Ek dink Instagram is baie belangrik en nie die belangrikste nie. Ek persoonlik is nie op TikTok nie. Ek hou nie van TikTok nie. Ek weet dit is die ander ding. Ek hoop regtig hy gaan onder, want dit is 'n ewel vir kinders. Maar aan die ander kant Instagram is eintlik maar dieselfde, maar ek dink deesdae is jou nommer 1 point of entry is Instagram. Jy moet op Instagram wees. En die ouer garde haak nog vas aan noem dit nou maar Facebook en al daai goeters. Ek sluit myself in die ouer garde, maar ek dink die Facebook is meer so belangrik nie, en ek weet ook nie hoe belangrik fisiese webtuiste is nie. Jy moet daar wees,
Maar die gevoel wat ek kry is dat kort videoetjies is baie belangrik. Dis waarvan mense hou, dis waarvan die jonger geslag hou. So dit is baie belangrik. Maar sosiale media is belangrik. Dit maak baie sin. Dit maak Prof, ek baie kan sin. net gou my rekenaar is besig om pap te raak hier. Ek moet net gou my plak kry. Het jy my nie? Okay. Ekskuus. Geen probleem nie. Ek gaan net gou my plak haal. Ek het besef ek gaan so gou pap raak. Hou met jou. Goed. Terug, ek moet net gou my nou moet ek net kyk waar vir muur prop. Ek sit hier op boardroom. Ek ken nie die inderdaad maar ek is nou by jou. Okay. By kantoor is in die kelder. Daar. Lekker. En wat die kan moes kyk, want sy by jou. Jammer vir die wag. Ja, geen probleem nie. Ten minste maak die tegnologie dit makliker wees. Ja. As hy nou sy weer gelukkig. Sorry. Yes. Weer aangaan. Okay, ja. Nee, ek wil net met jou praat. Dis net nog so 'n paar punte wat ek gaan met jou oor praat. As jy kyk na julle verkoops en distribusie kanale en goed op die oomblik. Wat is julle grootste soort van uitdagings wat julle daar het? Jo, dit is ons het vroeër in die week 'n vergadering gehad. So net vir ek het vroeër jou genoem van Checkers, nê? Ja. So Checkers dink ek is suksesvol in Suid-Afrika omdat hulle eie distribusie beheer. Absoluut. Ja. Hulle is net strate voor die res. En hulle as gevolg daarvan gee hulle vir ons 'n redelike opdraande. So ons moet vir hulle verskaf. En as hulle sê spring, moet ons spring, en as jy 'n tydslot het om by die DC te wees, dan moet jy by die DC wees en so om jou vraag te antwoord is die distribusie om by jou mark uit te kom in Suid-Afrika is uitdagend.
Want dit is redelik afhanklik van padvervoer, daar's geen ander manier nie. En volhoubaarheid. So jou groot kliënt soos 'n Checkers wil X aantal produk hê en hy wil dit op hierdie stadium hê en op daai tydstip. Om 1000 kis wyn te produseer is maklik as jy 'n groot maatskappy is soos 'n Heineken of 'n Distell of wat ook al, want jy het planners, jy het ouens wat die hele ding doen wat seker maak die hele supply chain is daar. So vir 'n klein ouetjie moet daar 'n klomp goed gebeur. Wat 'n bottel. Daar's soveel monopolie in Suid-Afrika. Ek vat hom nou 'n bietjie terug wat jy sê, maar 'n Consol wat nou aardig glas is. Hulle het die monopolie van die glas. So ek moet in die ry gaan staan tot wanneer ek my glas kan kry. Dan moet ek in die ry gaan staan by 'n Parel Print totdat hulle my etikette kan produseer. So distribusie is een aspek, maar om tot op daai vlak te kom, dan het jy jou produk en dan moet jy jou produk by die mark uitkry. As ons dit wil Johannesburg toe vat, lugvervoer is eenvoudig te duur. Padvervoer is onbetroubaar en uitdagend. En jy moet so dis ons uitdagings in Suid-Afrika. As jy uitvoer, is dit bietjie makliker. Ek weet nie wat by die Kaapse hawe gebeur het nie. Dinge begin dan nou bietjie vinniger gebeur. Jou freight forward maatskappye soos jou Hillebrand of jou Albatrans of daai ouens, hulle is redelik effektief in wat hulle doen. En hulle sal vir jou genoeg waarskuwing en tyd gee om iets reg te kry. So daai gedeelte is maklik, maar in distribusie is dit die plaaslike toestande wat baie uitdagend is. Vir ons, vir my in elk geval, waar ons nou is. Ons sit en om dit te oorkom, moet ons warehouses hê in die verskillende sentra. So ek het 'n warehouse in Johannesburg wat ek stop iets vir al die Engelsmaal stock levels maintain, sodat wanneer dit van daar af moet gaan, kan dit net gaan. As jy nie dit doen nie, ons kan eenvoudig nie van die plaas af direk na die Nee, ek verstaan dit, want in elk geval in die ou dae kon jy dalk nog met spoorvervoer kon jy dit oornag soontoe geskuif het. Nou is dit nie 'n opsie nie, jy weet. Jy sal dit dan in die land van ons verniel, né? Baie. Maar die klein ouetjies, ek vat nou 'n voorbeeld van Annelie se besigheid, my en Annelie se besigheid met Spyker en Bessie. Spyker, So dis vir 'n heel ander konsep waar 'n vrou wat in Klokkelaan sit, sy het 'n winkeltjie, sy is bereid om koerier daai koste te betaal en die wyn môre daar te kry, want dit is 'n spesialiteitswyn. So dit maak die verskil weer. Dit hang af watter pryssegment en watter sentiment jou dit is twee verskillende, want dan is hulle bereid om R130 vir 'n kus wyn ekstra te betaal om dit môre te kry. So ons doen dit ook, maar dit is nie koste-effektief. Dit is definitief nie koste-effektief. Praat van koste, wat is julle op die oomblik julle grootste koste? As jy nou een het, droë voorraad. Is dit? Ja, bottels, etikette, absoluut jou droë voorraad is belaglik nie. Waarvan glas is duur as gevolg van die monopolie. Daar is net een produsent in die land wat glas vervaardig. Die res word ingevoer. Maar selfs dan is die drie maatskappye wat jou glas kan kry. So dit is 'n duur item. Byvoorbeeld 'n standaard bottel van ons landgoedreeks wat
groothandelsprys van R105 'n bottel het of nee, sê R95 'n bottel het, sy kruitprys het. Ons die bottel kos tussen R10 en R12 net vir die glas. So jy kan nou self daai somme doen. Dan jou etiket is hier in die omgewing van R5. Jou kurk is in die omgewing van, afhangende van die kwaliteit kurk wat jy insit, is enigiets van R3 tot R15. So jou droë voorraad is jou absolute uitdaging. So jy begin kyk na iets tussen R30 en R40 voordat jy nog, sonder die wyn. Sonder die wyn, ja. Yes, ja, dis 'n klomp geld, né? Ja. Dis 'n klomp geld. Ek weet nie, ek kyk na die dag, wat is dit, Boekenhout Kloof. Hulle het nou mos daai twee ander brands, nie prime brands, die Wolf Trap en Porcupine, ja. Nou, toe verkoop Checkers van daai Wolf Trap wyn vir R59, né? Nou, iewers het moes of Boekenhoutfontein Checkers spasie gesoek het en sê, luister, hier's wyn, want ek kan net nie glo dat as jy kyk na almal wat in daai proses af moet iets kry, dat jy kan iewers geld maak nie. Nee, die probleem is, en dis wat Checkers, dis wat ek gesê, Checkers is die boelie in die mark, hulle kry subsidie. So, Okay. So, 'n Boekenhout, die Wolf Trap moet gewoonlik verkoop teen so R80-90 'n bottel. Ja. Dit is, kyk, dit word off-site gemaak. Daai wyne word gemaak by Verlierstop, Coop of wat ook al. Teen 'n koste-effektiewe punt. Maar die handelsmerk is sterk genoeg dat die verbruiker wat Wolf Trap koop, gaan nie OFA as hy nou 'n bietjie anders te proe van een keer na 'n ander keer, want jy weet min of meer wat jy kry. Maar die Checkers se probleem is, so hulle sal vir jou op 'n siklus sit en dan sê hulle, ons gaan vir jou 4 keer op promosie hardloop. Jy moet betaal vir daai promosie. Ons gaan nie betaal. So hulle verloor nooit. En Alto Rouge, ek bedoel, ek het die bietjie bemarking wat ek nog kan onthou en wat ek geleer het is, hulle het 'n paar drive brands en 'n Wolf Trap sal 'n drive brand wees, 'n Alto Rouge sal 'n drive brand wees en 'n Beierskloof Pinotage wit label sal 'n drive brand in die wynsegment wees. Praat nou nie van die toiletpapier en die koffie en al daai goedjies wat jy kry net om tot daar te kom. Maar dis jou, so hulle trek jou tot daarso. As hulle jou het, dan het hulle jou en dan gaan die verbruiker gaan voel hy of sy het iets gekry. Checkers kry al die pad iets. Die arme produsent moet net die koste dra van daai produksie. So dit so dit werk. Sê vir my, het julle 'n wynklub ook of nee? Wat mense aan kan behoort? Ja. En dan wat julle skuif julle al redelike hoeveelhede wyn daardeur wat mense bestel? Ons het toevallig soos hierdie maand het ons wynklub afslag 20% afslag op ons Shannons. So ek sal nou sien wat die effek daarvan is of hulle regtig koop. Ons kry dat mense koop, ja, maar wynklubs, as ek dit vergelyk met 'n Wine and Man klub, wat seker die grootste, noem dit nou maar wynklub in Suid-Afrika is, dan is die individuele keller se wynklub nie so groot nie. Ons het almal reg oor die spektrum het ons 'n moerse spike gesien met COVID. Toe elke liewe keller 'n wynklub gehad het en het sy wettiglik of onwettiglik wyn gekoop het. Het dit gewerk, maar ek het die idee gekry en ek praat nou spesifiek by my ervaring by Neefenshof toe die Grendeltydperk klaar is,
die verkope Ja. net so geval. Ja. En mense het gevoel hulle wil eerder gaan fisies koop en fisies aan die produk vat. Ja. Ek dink wat 'n interessante studie kan wees is om te sien of die aflewerings van die 60s of hulle hoe baie alkohol hulle skep. Ek het toevallig 'n hartseer saak. Ek het 'n vriend wat hy's oorlede begin Januarie, maar dit was 'n absolute fenomenale intelligente ou. Chris Jacobs, hy was SR voorsitter, hy was in Eendrag gewees, nou Ja. 'n paar jaar voor my, maar in elk geval 'n verskriklike goeie en 'n fantastiese mens en baie skerp, maar hy's 'n alkoholist gewees. Ja. En hy het klomp goed in sy lewe, ek kan nou nie hy het 'n ongeluk gemaak en hy was in 'n rolstoel gewees vir die laaste paar jaar van sy lewe. Maar die 60-60 konsep het sy alkoholisme nog gevoed, want hy kon bestel en dit het op die ou end hy het homself doodgedrink op die ou end daar. Maar interessant, ek wonder of iemand al bepaal het, en ek is seker dat Checkers, maar hulle sal dit met niemand deel daai info nie, wat die persentasie is van wyn, alkohol wat mense bestel met hierdie motorfietsies. As jy nou tussen ons meisies geskinder, kan ek vir jou dalk binnekort sê, want ek gaan nou 'n klomp navorsing op hulle dinges doen. Niels Schreder is een van my, wel ek dink seker die topstudent wat ooit daar by my deur is, jy weet. Jy het al seker ek weet nie wie om te doen Ja, weet dit, ja. Hy's 'n bliksem, nou Niels is nie 'n hy's 'n ou wat toe hy daar instap, jy weet, hy was nog in sy 20's, toe sit Dwight hom 'n direkteur gemaak op die hoofdireksie, né? Ja. En toe hy instap, van daai dag af het Dwight nooit weer 'n besluit geneem sonder dat hy Neil gevra het nie. Dis ongelooflik, maar hy is so skerp, hy's so skerp. En hierdie 60 is nou sy breinkind, jy weet wat hy saam met 'n klomp ouens in die buiteland, want hulle sit met hierdie data, hulle sit met al hierdie goed, nou okay. Ek hoop om nou juist hierdie naweek my eerste goed klaar te maak want hulle sit nou met wat ons noem die behavioral data en ons van nou attitudinal goed daarmee combine. Nou okay, ons gaan nou net met kodes werk sodat niemand ooit weet wie is hierdie individu nie, maar ons het die data, jy weet, want ek doen mense van daai goed ten alle koste beskerm, jy weet. Ek dis net gevra, dis wat omdat ons by Checkers in is, deel hulle baie keer 'n bietjie van die extra savings, maar dis al wat die kaart doen. Hy capture net data. Dit is die loyaliteitkaart, dit is al wat dit doen. So jy kan tog 'n bietjie data van hulle kry. Hulle is bereid om 'n bietjie met jou te deel dat jy 'n demografiese kaart kan trek van waar jou wyne verkoop en hoe jou wyne verkoop en maar ja, daai is interessant. Ja, nee, kyk, dis natuurlik goed van die toekoms, dis goed wat ek werk nou al 20, 25 jaar wat ek net daar werk op daai goed. Jy weet, so uit akademiese oogpunt, dink ek het ons nou by die punt gekom waar die soort van die customer experience wat hulle nou perfek reg kry, jy weet, met hulle binnewinkel goed en veral daai topwinkels van hulle en dan hierdie ding ouens soos wat jy sê, ouens wat minder mobiel is en al daai tipe van goed, jy weet, daar's net niemand wat nie meer toegang tot hulle het nie, jy weet, dis 'n ongelooflike ding en veral hulle verskillende prysvlakwinkels soos Checkers, Shoprite, Usave en so gaan hulle aan. Jy weet, ek sien ons tyd is nou binne 'n minuut ek wil net vir jou baie dankie sê. Dit is nou verskriklik lekker gewees. En ek het nou nie in die begin gesê nie, maar wat ek wel vir jou wil sê is dat ek sal dit daar nie in die opsomming net sit. My en jou pad kom al lank aan.
van 97, het jy 97 eerste span ook gespeel daai seisoen, hè? Ja. Want ek was toe spanbestuur by die Victoriane gewees. Dis reg. En dis waar ek en jy eerste in toes maar jy het 'n hele paar wedstryde eerste span ook toe gespeel. Ja, ek het omtrent in elke jaar 'n paar eerste span gespeel, maar my lekkerste games was maar altyd by Wix gewees. Wix was my tuiste gewees. En ek het en nog steeds 'n soft spot vir hy's nou al oorlede is vir ou Basil toe hy 'n coach was daar by Wix. Aangenaam en man gewees. Baie soft spot in die kaart. Voordat ek weet die tyd is min. As jy wil, my Annelies is swaar. Ek weet of ek al sy naam vir jou gesê, die Karel van Wyk. Ja. So, hy bly daar baie naby julle, in Unipark. Hy is groot hy's groot by Luno en hy's ongelooflik interessant en hy nou met Pick n Pay gewerk met die om die cryptos by hulle met hulle te kombineer en alles. Ja. In elk geval, langs vir die kort, hy is gekoppel aan die Amerikaners ook. So hy praat bo my firmaplek. Okay. Maar as jy regtig in diepte in wil gaan met die blockchains en daai tipe goed, dit sal 'n goeie ouetjie wees om mee te gesels. Ek sal baie graag met hom. Wil jy nie vir my sy goed stuur en vir hom vra of ek hom kan kontak, laat ons nou hierdie poppiewet se goed. Ja. Alles voldoen. Ek sal baie graag met hom wil praat want ons soek eintlik so iemand wat veral in Suid-Afrika, want hy is heel waarskynlik die kundigste ou daarop. Want daar is nie baie ouens wat weet van daai goed nie. Nee, hy en 'n paar van sy klasmaats het hulle basies Luno geskryf en al die goeders van Luno geskryf en wat jy nou kan sien. Laaste, ek sit so 10 jaar terug sit ek en hy, ons het 'n familieete by die Birkenhead House Hotel daar op Hermanus. En ons almal sit daarso. En Karel is 'n absolute introvert, so hy sê nooit iets nie. En hier uit die bloute uit sê hy net aan tafel, maar almal met ons asseblief R2000 gee. Ek sê waarvoor? Hy sê nee, hulle het nou alles in plek gekry. Ons moet elkeen R2000 investeer in Bitcoin. Ek sê man, jy is van jou pop, wat is Bitcoin? En hy verduidelik daarso en Annelies se suster wat nou sy vrou is en Swaar se broer Heinrich, hulle sê nee, ons gee vir jou R10,000. Ek sê jou moer, ek koop daai nog aandele. So dit was die uiteinde van my saak. So nou jy kan nou self die somme maak wat die prys van Bitcoin was 10 jaar terug. So hy is nou 'n paar miljoen sterk. Baie. Nee, ek het self natuurlik via my pensioenfonds, ek het nou nie self in Steinhoff bly, maar ek het ook so R200,000 afgeskryf van my kapitaal in my pensioenfonds, want ons was gelukkig baie lae persentasie wat blootgestel was van die totale fonds, jy weet, so ek was baie jy weet dan is R200,000 van jou kapitaal wat net weg is, jy weet. Dit gaan. Ek sal hom self geskiet het as ek kon, jy weet. Maar in elk geval. Okay, jy weet, luister sê groete vir Annelie en vir die seuns en ek hoop julle het 'n lekker naweek en dit gaan goed met julle. En ek hoop daai gistings en goed verloop nou en die goed gaan aan soos jy dit wil hê. Baie dankie Erik, nooi hierdie is 'n oop uitnodiging. Laat weet vir my as julle hier verbykom kom kies of nooi julle vriende, dit sal lekker wees. Ja, ek gaan definitief nie daar verby ry sonder dat ek daar kom aandoen nie.
Maar baie dankie vir jou tyd, hoor. Ek weet julle is baie gedruk in hierdie stadium. Ek waardeer dit baie, David. Mooi dag loop, nog. hoor. Lekker dag. Goed. Bye. Tata.